Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus. Hallo almal, dit is donderdag aand en dit is 8uur hier op Millie FM, kos vir jou ore en dit beteken net een ding, dis tyd vir storietyd saam met Juffrou Blanche. Ek het weer vir ons vanaand 'n storie saamgebring van Tannie Leni Houwer, Leer jou kind Christelike waardes. Ek is mal oor hierdie storieetjies van haar, ek hoop julle geniet dit ook so baie. Vandag se storie gaan weer oor gehoorsaamheid. Mens kan sien ek is 'n juffrou, nê? Want ek hou daarvan om stories te vertel wat 'n lesie in het. En vandag se storie se lesie is gehoorsaamheid. En die storie se naam is Pieter kom in die moeilikheid. Pieter is baie opgewonde. Sy pappa het gesê, as hy mooi luister en gehoorsaam is, dan kan hulle twee een aand gaan kamp en visvang. Net hulle twee, sonder al die vroumense. Dis nou sy mamma en sy twee sissies, wat kleiner as hy is. Sjoe, dit klink baie lekker. Hy verstaan nog nie so mooi gehoorsaamheid se storie nie. Hoekom dit nou vir sy pappa so belangrik is nie, maar hy gaan baie hard daaraan werk om te doen wat sy pappa sê, want hy wil vreeslik graag gaan visvang. As Pieter se ouers iets vir hom vra, dan doen hy dit sommer dadelik. As hulle in die aand na werk by die huis kom, is sy huiswerk klaar gedoen en hy weet ook dat dit sy werk is om vir Shantou hulle hondjie kos te gee. Hy is so fliks dat voordat sy mamma nog kan vra, doen hy dit sommer self. Nou die dag het sy mamma hom geroep en hom gevra om die badkamer netjies te maak en die handdoeke op te hang en die wasgoed in die mandjie te gooi. Hy hou nou nie eintlik daarvan nie. Hy dink dis eintlik die dogtertjie se werk om dit te doen en in elk geval is dit hulle klere wat op die grond gelê het. Maar hy het dit steeds dadelik gedoen met 'n groot glimlag op sy gesig, want pappa het daardie oggend vir hom gesê, hulle kampplek is vir die naweek geboek. Jippie! Daardie aand voor slapenstyd kom Pieter se pappa vir hom nag sê. Hy kom sit op Pieter se bed en hy vertel vir Pieter dat hy baie trots op hom is, omdat hy so gehoorsaam was en dat hy sien, Pieter kan gehoorsaam wees. Dit is baie belangrik dat mens gehoorsaam is, sê pappa. Dit beskerm ons van gevare waarvan ons partykeer nie eers weet nie. En dis hoekom God vir ons opdragte gee wat ons moet gehoorsaam, want hy weet hoe om ons te beskerm, al verstaan ons dit nie altyd nie. Pappa verduidelik verder. Een van God se opdragte is byvoorbeeld dat ons ander moet vergewe. Dis soos toe jy jou sussie moes vergewe het wat jou bal geskop het en tot in die bure se erf in en toe byt hulle hond dit stikkend. En ons moet nog steeds gehoorsaam wees, al is dit partykeer vir ons moeilik om ander te vergewe. Want God weet, ons kan nie vergewe nie, al bly ons kwaad vir mekaar, maar hy help ons, dat ons moet vergewe, en dan kan ons weer lekker speel. Sjoe, dis nou lekker, dink Pieter, want pappa het nou net vir hom gesê, hy mag 'n maatjie saamvat. Pieter weet dadelik, dat hy vir Roan gaan saamnooi. Dit is sy beste maatjie, en dit gaan vetpret wees om saam met hom te kamp en vis te vang. Vrydag het uiteindelik aangebreek, en Pieter en Roan het al die kampdinge en visstokke help inpak. Hulle is so opgewonde, hulle kan nie meer wag nie. Hulle is sommer al vroeg die middag weg en slaan vinnig tent op, en toe is hulle langs die rivier met hulle visstokke. Papa wys mooi, hoe moet mens die aas aan die vishoek sit en hoe moet mens die lyn ingooi. Hulle probeer kliphard en hulle kry dit toe nogal reg. Pieter is egter nie tevrede nie. Dit lyk dan nou vir hom of sy lyn die naaste is en hy wil graag hê sy lyn moet die verste wees. Toe papa omdraai om koeldrank te kry, trek hy sy lyn uit en hy probeer om dit weer verder in te gooi. Maar hy doen ietsie verkeerd, want wee, die lyne koek vreeslik. Nou is papa sommer vies vir hom. Hy sukkel verskriklik om die gekoekte spul los te kry. En hy sê vir die seuns
om so lank vuurmaakhout bymekaar te gaan maak. Dis baie belangrik dat julle net om die kamp bly en langs die rivier afstap. Moenie in die bosse instap nie. Die bome is baie dig langs die rivier en julle kan dalk in die bome verdwaal. Pieter en Roan is daar weg op soek na hout. Hulle stap baie mooi al langs die rivier af, soos pappa gesê het. Hulle was net 'n klein entjie weg en het nog maar min hout bymekaar gemaak, toe hulle 'n bokkie sien wat water drink in die rivier. Hulle gaan versigtig nader, en so waar, daar is 'n baba bokkie ook. Hulle gaan nog nader, maar nou sien die mamma bok hulle, en sy begin werkhardloop in die bos in, met die baba bokkie agterna. Kom ons vang die bokkie, sê Pieter, en trek met 'n spoed weg agter die bokke aan. Roan volg hom, en hulle hardloop so vinnig as wat hulle kan. Later is hulle doodmoeg en hulle kan nie meer sien waar die bokke tussen die bome verdwyn het nie. Hulle draai om terug rivier toe te stap om verder hout op te tel. Maar o, Griet, hulle kry nie die rivier nie. Hulle weet glad nie waar hulle is nie. Hulle roep en hulle soek, maar hulle is nou te diep in die bos om te sien waar hulle is en om vir pappa te hoor of te sien. Terug by die kampplek, kry Pieter se pappa uiteindelik die koek uit die lyne uit en gooi sommer al 3 lyne weer in. Toe hy omdraai om te kyk hoeveel hout die seuns bymekaar gemaak het, sien hy hulle nêrens nie. Daar is ook geen hout nie. Waar kan hulle wees? Hy begin roep en soek al met die rivier langs, en dit word nou al donkerder. Pieter en Roan raak nou baie benoud. Pieter besef, hy was ongehoorsaam en nou is hulle in groot moeilikheid. Hulle is honger en dors van al die roep en soek, en dit raak nou donker. Wat gaan hulle nou doen? Hulle kom tussen 'n groot klomp klippe wat bo op mekaar lê, by mekaar. Hulle klim bo op om beter te kan sien, maar hulle is nog steeds te kort en nou is dit al baie donker. Hulle skreeu en hulle roep, maar niks gebeur nie. Hulle klim later half onder die klippe in verskuiling en daar lê hulle baie benoud. Nou weet Pieter hoekom gehoorsaamheid belangrik is. Sy pappa weet van beter en dis die moeite werd om vir sy pappa te luister. Hulle lê 'n hele ruk en toe hoor hulle 'n hond wat vreeslik blaf. Nou is hulle eers bang. Sê nou maar net dis 'n kwaai wilde hond. Maar gelukkig is hulle verniet bang. Toe dit donker word, het pappa die oom op die wie se plaas hulle gekamp het gebel om te kom help soek. Die oom het gelukkig 'n slim polisiehond. Pappa het Pieter se pet gekry waar hulle die bokke begin jaag het en dit het daar afgeval. En toe gee hulle dit vir die hond om te ruik en hy het dadelik hulle spoor gekry en hulle begin agter hulle aanhardloop tot hy hulle gekry het. Toe die hond hulle kry, het hy begin blaf en hulle gelek van opgewondenheid. Pappa hulle het net die geblaf gevolg tot hulle by Pieter was. Pieter was so bly om vir pappa weer te sien. En pappa het nie eers nodig gehad om met hom te raas nie, want hy weet nou wat gehoorsaamheid is. Sjoe maats, dis maar 'n baie belangrike lesie om te leer, dat mens altyd gehoorsaam moet wees. Partykeer verstaan mens nie hoekom mens gehoorsaam moet wees nie, maar dis tog baie belangrik om altyd gehoorsaam te wees en mooi te luister vir mamma en pappa, of ouma en oupa, of vir juffrou, of vir 'n tannie of 'n oom. Nou toe, dis tyd vir slapenstyd om daai moe oogies te rus. Ek hoop julle gaan goeie drome droom en net vanaand lekker rustig slaap. Lekker slaap! Storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus.